ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 306. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Java Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, miskien die pakket by die Restoration of the Original Sacred Name Bible, saam met een boek, of anderster enige 3 boeke wat jy koop, kry jy 'n 4de boek gratis. Posgeld ingesluit in Suid-Afrika. Sou jy belangstel, kan jy my kontak en ons sal vir jy al die verskillende gegevens gee. Maar net voor ons aangaan wil ek ook net sê dat jy moet dophou vir die kennisgewings. Daar's 1 of 2 nuwe reekse wat deurkom, spesifiek vir hierdie vakansietyd wat ons nou binne gaan. So geniet dit. Halleluja. Sou jy belangstel, kan jy my kontak, of as jy 'n vraag het, kort vraag, 1 vraag op 'n slag, of iets wil deel, WhatsApp nommer 0722367124, op my webtuiste https://javashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk of luister, gaan na deel 1 toe begin reg voor, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Het is uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die kennisgewings kry van al die verskillende studies, as ook ons TikTok boodskappe wat daagliks deurkom. Hierdie reeks is lewensveranderend, skryfblokpen en 33 by 53 Bybel, uiters belangrik. Ons gaan saam bid. Ons kom vanmôre om vir u weer baie dankie te sê vir 'n nuwe week, met 'n nuwe ywer, met nuwe uitdagings, met nuwe antwoorde, met nuwe bo-natuurlike wonderwerke wat gaan plaasvind, Vader. En die woord sê dat daar's blydskap in die hemel wanneer een siel hom tot u bekeer. En ons wil so graag deel hê daaraan dat iemand tot bekering kom. Ek wil ook bid vir hierdie vakansietyd wat ons nou ingaan, Vader, waar mense tyd het om by die huis te wees, op vakansie te wees, en soos dit hulle dan behaag, meer tyd gaan spandeer in die Bybelstudies, wil ek bid dat u deur die bo-natuurlike woord en die Ruach HaKodesh mense se lewens bereik. Ook die vreemde mense daar buitekant wat nie eers weet nie, laat hulle op dit afkom, Vader, soos wat u dit bepaal. Sien vanoggend se woord, maak dit lewend, gee vir ons ontvanklike sielste mensies en geestelike oor om te hoor wat u vir ons wil sê. Ons dankie vir die boodskap in die naam bo elke ander naam, die naam Javashua, elke Java sê halleluja, halleluja, wat 'n voorreg. So is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 18. Ek is besig om met terwyl ek by die voorbereiding hierson besig was, het ek gevind dat hierdie is 'n baie sensitiewe gedeelte wat ons hierdie week gaan hanteer. So ons moet tyd spandeer op dit. Ek kan nie deur dit net jaag nie. Hoekom? Want dit is lewensveranderend. Goed so. Hy sê in Spreuke 18 vers 8. Hy sê die woorde van die kwaadstoker is soos lekkerny. Nou wat beteken dit? Die woorde van 'n kwaadsteker is soos lekkernye. Vir wie? Hier verwys koning Salomo na die vleiery. Die woorde van die kwaadstoker, hulle gebruik vleiery, mooi woordjies. U sal onthou dat ons reg in die begin met Spreuke, so seker in die eerste maand, het ons gesien dat koning Salomo het gesê, daar moenie oogies gemaak word, daar moenie met die hande geraak word, daar moenie met die voetjies gespeel word nie, en so moet daar ook nie vleiery plaasvind nie. Baie huwelike het in die slag gebly, as gevolg waar vleiery op een van die twee kante van die ander twee partye plaasgevind het.
En dis 'n eeu wat die Satan gebruik. Ons moet baie wakker wees daarvoor. Koning Salomo verwys na die vleiery wat gebruik word om mense se guns te soek. Ons lewe in die tyd in hierdie 21ste eeu waar mense so graag ander mense se guns wil wen. So die ou mense het 'n mooi gesegde gehad. Hulle wil in goeie boekies wees. En weet jy wat dis, en ek gaan dit nou in Afrikaans moet sê, dis een van die oudste triks wat die Satan gebruik om mense tot 'n val te bring. Hy sê hier verwys koning Salomo na die vleiery wat gebruik word om mense se guns te soek. Ons leef vandag in 2025 in die tyd waar die kwaadstokers of die moeilikheidmakers of die vleiers soos 'n engel van die lig kom om die koninkrykswerk van Jahwe te vernietig. So ek en jy moet baie wakker wees vir die tipe goed en ek glo dis hoekom Vader Jahwe die ekstra aanbieding wat ek vir u wys hierso, wat Jahwe vir my oopgemaak het terwyl ek besig was met die voorbereiding, dat ons dit kan verstaan. Spesifiek in hierdie tyd waar ons nou is van vakansietydperk. Dit is so maklik dat deur vleiery iemand tot 'n val kan kom. En dit gly af, nou wil ek wil die skrif lees. Hy sê Spreuke 18:8, die woord van die kwaadstokers is soos lekkerny, 'n roomhuisie nie, en dit gly af na die kamers van die binneste. Nou die binneste is nie my maag nie. Is ook die manier wat koning Dawid dit geskryf het, en ook die manier wat Tosius en die professore dit vertaal het. Die binneste is eerder my sielsdimensie. Wat is my binneste? Is my maag. 'n Lekker stukkie biltong gly af tot in my binneste. 'n Slukkie lekker kyk zero, hy gly af tot in my binneste. So hierdie ek wil sê hierdie vleiery wat die Satan gebruik, dit vlei nie af en begly nie af in my binneste nie. Jy sien, en dis waar die mense vir eeue, wel vir meer as 600 jaar in protestantisme se tyd, nie die beeldspraak in die Bybel kon verstaan nie. Want niks gly af binnekant behalwe soos ek sê, 'n stukkie biltong of 'n lekker stukkie ramsteik. Hy sê, maar dit gaan eerder in my sielsdimensie. En dit beïnvloed my gedagtes en my kognitiewe denkwyse en so ook die van onskuldige mense. Dis wat koning Salomo sê. Hy sê in Afrikaans, jy moet wake up wees. Jy moet wakker loop. Moenie julle in 'n struik laat intrek deur mooi paraatrytjies en mooi storieetjies en vertellingkies nie. Hoekom? Want dit beïnvloed die gedagtes. Niks met my kamers van my binneste nie. Hier's die kamer van my lewe. Want die woord sê, Jahwe sê en Jahwe Vader sê, hy woon nie in tempels en hulle woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Maar ons liggame is die tempel van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, né? Vers 9, alreeds hy wat hom slap hou in sy werk, alreeds hy, en ek wil ook sê sy, wat hom of haar slap hou in sy werk, hy is 'n broer van 'n verwoester of 'n suster ook, né? Nou wat beteken dit? Kom ons lees, ek wil jy moet gou vir daar iemand sê, kom ons praat gou 2 minute. Alreeds hy of sy wat hulle slap hou in sy werk, hy is 'n broer van 'n verwoester. Wie is die broer van wat 'n verwoester? Wat as jy nie 'n broer het nie? Wat as jy nie 'n suster het? Jy sien, dis weer beeldspraak. Wie is die broer? Wie sê u, wie is die broer? Kom ek lees hom weer. Alreeds hy wat hom slap hou in sy werk. Met ander woorde wat nie doen wat hy veronderstel is om te doen nie.
Hy's 'n broer van die verwoester. Wie's die verwoester? Dis Satan. Wanneer ek steel, want 'n ou wat vir 'n salaris werk, wat nie sy werk doen nie, hy hou hom slap. Hy skuil, hy steel. Dis eintlik wat dit is. Jy word betaal om 9 ure se werk te doen 'n dag of 8 ure saam met jou etensure en goed. So as jy jou slap hou, dan is jy inteendeel 'n dief. En hy en sy wat 'n dief is, die Satan is sy broer. Die woord sê, hy is die vader van die leuns. Daar's niemand wat beter lieg as hy nie. Daarom kom hy met die beste stories te voorskyn. En wanneer jy dan partykeer luister na mense se stories, dan kan jy hoor hoe funksioneer die Satan in hulle lewens. Wie's die broer? Die Satan. In hierdie tyd waarin ons leef, het mense nie meer gevoel en gesag vir die gesalfdes van Jahwe nie. En gaan dit net vir hulle oor eer en selfverryking. Wat is dit? Dis die kwaliteite wat Satan besit. Is om wat te doen? Om die koninkrykswerk van Jahwe te probeer verwoes. Terwyl die woord sê wat jy aan die geringste van my kinders doen, doen jy aan myself. Halleluja. So ons moet versigtig wees. Nou as ons die beeldspraak verstaan, skielik kry hierdie skrifgedeelte 'n splinter nuwe betekenis. So die woord sê, weerstaan die Satan en hy sal van jou wegvlug. Ek wil net iets sê rondom die woord Satan. In meeste van my boeke, my ouer boeke, sal jy vind dat wanneer ek die woord Satan gebruik het, dat ek 'n hoofletter gebruik het, soos in die 33 Bybel en die 53 Bybel, en ook die 1611 King James, en selfs die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Nou, hoekom? Want die vertalers van die Griekse taal het die woord Satan met 'n hoofletter geskryf. Nadat ek tot die geopenbaarde name gekom het, het ek besef dat die woord Satan met 'n klein lettertjie geskryf moet word. Dit het eintlik gebeur in 2012, net voor ek tot die geopenbaarde waarheid gekom het, toe ek die Bybelgenootskap aangevat het oor die 2016 Bybel, waar hulle in die messiaanse profeseë die naam van Jesus met klein lettertjies, Jesus, want hulle ken nie Jahwe nie, Jesus met klein lettertjies wou geskryf het. En hulle het 'n klein letterdruk uitgebring. Hulle het 'n klein letterdruk uitgebring, tydelik. Toe vra ek vir Dominee Gerry Christinger, wie die CEO, hoofuitvoerende beampte van die Bybelgenootskap is, sê vir my, ek het vir my e-pos gestuur, sal julle, wanneer julle hierdie nuwe vertaling doen, wanneer die naam van Jesus Christus met klein lettertjies skryf, en om in die gelykheid bring van enige wêrelds afgod, ook die naam Satan met 'n klein lettertjie skryf, en tot vandag toe het hy my nooit verander nie. Tussentyd het hy afgetree en alles, het my nooit geantwoord nie. Hoekom? Want dis hulle vader. En ek het dit gesê. En dis hoekom hy vereer word. So, vandat ek tot die geopenbaarde name gekom het, die boeke wat ek skryf, vannaam die legkaart studiegids Bybels, The Two Keys to the Book of Revelation, en gebruik ek die naam Satan met 'n klein lettertjie, en ek gebruik dit met minagting. Minagting. Weet jy hoekom? Want Jahwe, ons Elohim, wie sy lewe vir ons gegee het, deur sy bonatuurlike genade bloed te stort, sodat ek en u verlos kan wees van die sonde en ongeregtigheid waarin ons vervalle was, toe ons heidene was. Die woord sê, hy het die Satan, klein lettertjie S, aan die kruishout uitgeklaar, en hom naak tentoongestel. So hy staan, ek sê maar so altyd, sonder 'n broek. 'n Ou wat naak is, staan sonder sy broek. Die ander ou wat in die Bybel sonder sy broek was, het jy geweet wie is die ander ou wat sonder sy broek was? Dit was Noag. Want hy het sy broek uitgetrek toe hy, voor hy begin drink het.
Want die woord sê toe Noag van sy wyn wakker word en merk wat sy seun hom aangedoen het. Hy sê hy was kaal geweest, hy sonder sy broek. Hoe het hy sonder sy broek geraak? Het hy sy broek uitgetrek voor hy begin die wyntjie kap het? Of het Gam sy pa se broek uitgetrek? Ek wil hier net iets wakker maak. Kry my boek, Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel, so dik A5 boek, so oor die 500 bladsye dik. So swart boek. Wag al hierdie goed met die deurstap. Onthou, behoort nie aan 'n kerk nou vir 27 jaar nie. Of die nominasie of organisasie nie. So ek het nie nodig om geen kerkdogmatiek vir jou te leer of te skryf nie. Ek gee vir u die woord. Nou sê hy vir ons hierso. Ons minag die Satan. En ons weier as Javiste om sy naam met 'n hoofletter te skryf. So as u dan dieselfde fout gemaak het wat ek gemaak het al my lewe lank, tot 'n paar jaar gelede, dis 'n man en 'n vrou wat kan sê ons het 'n fout gemaak, maar ons gaan nie aan om dit weer te doen nie. Die Bybel sê, gee aan die Satan geen plek en geen eer nie. As ons wil eer, kom ons eer Jahweh. Tot môreoggend as Vader liewe en gesondheid spaar, Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.